Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, daar is 3 hoofspesies van sebras en dit is die bontkwagga wat ook genoem word die sebra of die vlakte sebra en dan kry ons die bergsebra en dan ook die grey se sebra dan. Nou wat die bontkwagga betref of die sebra soos ons hom ken hier in Suid-Afrika, hulle strepe loop reg deur onder hulle maag of heeltemal oor die maag soos wat ons hier dan ook sien. Die bergsebra is egter nie so nie, sy strepe stop so amper as dit daar by die maag se kant kom, so hulle is dan bietjie anders. En dan wat die grey se sebra betref, is hulle is die grootste van die 3 spesies. Hulle het baie nouer strepe en groot afgeronde ore. Hulle kom ook in droë streke in Ethiopië en Kenia voor. So net interessant om dan die zebras dan ook so te sien dan. Nou liewe vriende, as ons dan moet vanoggend oor 'n verskriklike ding sekerlik praat, maar ons moet weet dis 'n realiteit en 'n werklikheid en dit gebeur of dit gaan gebeur, dit gebeur tans en dan eendag gaan dit nog in volle glorie heeltemal gebeur. En dit is die Here se straf, God se straf wat oor mense kom. Mense wil graag glo dat God net liefde is en die Here is liefde en hy is genadig en hy is barmhartig, maar die Here gaan ook straf. Wanneer mense nie die Here wil aanneem as hulle verlosser en saligmaker nie, wanneer mense in ongehoorsaamheid bly lewe, wanneer mense in sonde wil bly lewe, gaan daar 'n dag aankom wat hulle sekerlik gestraf kan word. So ons moet verseker wees van die straf van die Here. Een teksvers daar in Jeremia 8 vers 12 sê, hulle kom in die skande omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle nie, in die minste nie, en weet nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val, in die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê die Here. En weet julle vriende, hoeveel mense daar wat vandag in skandelike sondes en dinge leef, en hulle skaam al nie daaroor nie, hulle bloos nie eens daaroor nie, hulle weet nie eens om te bloos sê die Bybel nie, hulle gaan net aan in hierdie sonde van hulle, en hulle moet verseker wees, die oordeel van die Here kom, daar kom 'n tyd van besoeking van die Here, oor mense wat so leef, en ons moet nie wonder, of God dit gaan doen nie, die Here gaan dit sekerlik doen. Die volgende wat daar is, liewe vriende, is dat die oordeel of die straf van die Here kan skielik oor 'n mens kom. Jy kan nog dink alles is wonderlik en is reg en is goed en die lewe werk mooi vir jou, maar die oordeel van die Here kom op 'n tyd dikwels wat jy nie nou eintlik dink dit moet kom of verwag nie. Net soos die koms van die Here 'n verskielike en 'n geweldige straf gaan wees vir soveel wat die Here nie aangeneem het nie. Ons lees daar in Jeremia 30 vers 13, daarom sal hierdie skuld vir julle wees soos 'n los stuk wat wil val, wat oorhang en 'n muur in 'n hoë muur, waarvan die ineenstorting heeltemal onverwags kom. Ja, hy sal dit verbreek, soos die kruik wat die pottebakker verbreek word, wat sonder verskoning stukkend geslaan word. Liewe vriende, dink net daaraan dat die straf van die Here so skielik oor 'n mens kan kom. Dis soos 'n muur wat net onverwags ineenstort en omval. Wat doen jy as dit gebeur, liewe vriende? Wat doen jy as die hoë muur ewe skielik op jou gaan val? Jy kan nie wegkom nie. En net so van die straf van die Here. Nou mense mag nog dink dat hulle veilig kan wees en hulle kan op baie plekke probeer wegkruip en hulle self regverdig, maar die straf van die Here gaan sekerlik oor mense kom dan ook. Dan die laaste wat ek wil noem vanoggend is God se straf, liewe vriende, is sekerlik van so aard dat 'n mens vol vrees sal wees. Ons lees van konings in die Bybel wat in vrees was toe die God se straf oor hulle gekom het. Farao kon nie anders as om die hand van die Here te sien, kon nie anders as om sekerlik maar te onderwerp aan die Here nie, en selfs toe hy later nou die volk agterna gejaag het, nou ja, weet ons wat het daar by die Rooi See gebeur. In Hebreërs 10 vers 28 en 29 staan daar, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming om die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Dink daaraan, liewe vriende, hoeveel swaarder straf gaan dit wees, omdat jy die bloed van die Here vertrap het.
Dit behoort by u vrees te bring om te weet dat God met so 'n persoon gaan handel. Mag jy met die Here regmaak, mag jy in die regte verhouding met die Here wees. Daar is 'n uitweg uit hierdie straf en dis deur Jesus Christus. Kom ons bid. Dierbare Here, ons bid vir mense wat vandag nog onder u straf staan, dat hulle sal bekeer en by u sal pleit om genade en vergifnis. Amen.